Right, so ons almal weet boerdery raak nie makliker nie, die besigheid raak net moeiliker. Insette raak hoër. Die wêreld is soos hy lus is. Ons weet nie wat se effekte Trump se tariewe en al die goeders gaan hê op ons insetkostes, goed soos kunsmis, hierdie tipe van dinge nie. Wat van as daar 'n manier is om, jy weet mos jy moet tonne en tonne hoendermis uitgooi en dan kry jy mos jou koolstof in jou grond wat 'n bietjie lig, daai lekker oue katoen uitdrif. Maar eintlik kom maar op die einde van die dag jou kunsmis verder te vat. Jy weet dis waar hierdie semi-organiese kunsmis regtig ongelooflik goed doen is om jou daai bene te gee op die einde van die dag. Nou wat van as daai ding is wat lyk soos 'n kunsmiskorrel, nê? Nee? En hy gee vir jou daai werking. Ek praat hier met Roelie Steyn. Hy gaan my verduidelik. Hy het proewe gedoen as 'n privaat konsultant op Regenerate. Wat is die ding, hoe werk hy en wat is die uitslae wat hulle gekry het? Hierdie is 'n regtig interessante een. As jy wil waarde toevoeg tot jou boerdery, luister hierso. En hierdie is dalk net daai ding wat jou weer winsgewend maak. Kom ons luister. Roelie, hoe gaan dit? Tjupie, het gaan baie goed, dankie man. Ja, ek is baie bly om dit te hoor. Dit is 'n bietjie groenerig agter ons, so dis alright. Ja, ons is baie dankbaar oor die bietjie reën wat nou weer bygekom het. Ons het 'n baie droë somer gehad, abnormaal. So ons is baie dankbaar. Dit gaan goed met die plantery ook. Ek kan sê ek het die ouens gesê, so ek het die wolke agter die erie gehaak. Ek het hulle saamgesleep hier net. So ek het dit in die vloede bring. Nee, net genoeg, so die helfte van die wolk. Nee, baie dankie. Okay. Sê vir my net so vinnig voordat ons by die Regenerate besigheid kom. Gee my net so vinnige agtergrond oor jou. Hoe lyk jou geskiedenis in die hele landboubedryf? Okay, ek was al die jare baie geïnteresseerd in die wisselbou omdat die veefaktor het op baie stadium baie sterk gestaan en die peulgewasse dan ingekom. So dit het vir my nogal baie meer gegee as net die chemiese ioniese oplossings. So dit het net begin sin maak dat daar's meer metabolisme in die grond as net dit wat op 'n grondontleding is. So ook as ek reg verstaan, volhoubare landbou is dan een van jou passies om die hele ding as 'n stelsel te maak werk, is ek reg? Ja, dit is nou definitief so en dit is hier waar ons nou staan is juist een van my punte wat ek baie lief voor is en dis hier op Tygerhoek proefplaas net buitekant rivier Souend waar fenominale proefwerk gedoen word. Dis een van die departement Weskaap wat ek met trots kan sê, dis fantastiese vennote om te kan hê in hulle benadering en al hulle proefwerk wat hulle doen. Okay, nou, vertel my nou eers bietjie die Regenerate, want nou net as ek nou dink ek het nou alles gesien in my lewe, net dan kom maar nou 'n nuwe ding hier van die kant af. Ek meen jy het nou vir hulle net proewe gedoen hierso heeltemal onafhanklik. En verduidelik my eers, wat is Regenerate? Hoe lyk die ding? Kyk, ek sê altyd in die landbou is daar twee belangrike o's. Die een is die tegnologiese ontwikkeling en die ander een is die ontdekking van die ou goeters. En al wat Regenerate is, dis twee natuurlike basisse. Die een is biochar, wat 'n natuurlike proses is basies wat pirolise veroorsaak, wat die biochar vorm. En die ander ene is verweerde rots, wat ook natuurlik is, wat net baie fyn gemaal is. En toe het Aquagel, Clayton Postma se maatskappy dit reg gekry om dit in 'n korrel te kan sit, wat nou die grootte is en omtrent die druksterkte het van 'n MAP korrel. En dit is 'n geregistreerde produk, hy het 'n M-registrasienommer. En hier waar ons nou staan, is ek betrek gewees na hulle geoes het. Die eerste jaar het hulle koring hier gehad. Dis 4 stroke wat hulle hier gedoen het. Wat hulle kunsmis. Dis nou by hierdie gedeelte hierso, nee. Dis nou hierdie gedeelte. Waar hulle die kunsmis teruggesny het en toe Regen ingesit het. En hy het fantastiese resultate. Maar hoekom? Want kyk, ek is nie baie happy as iemand vir my sê ek moet kunsmis sny nie. Ek jaag hom sommer my plaas af weg. Nee. So wat was die rasionaal geweest? Hoekom het hulle dan nou die kunsmis teruggesny? Kyk, om dit eenvoudig te verduidelik, dit is soos om 'n spens te kan hê wat al die rakke volgepak is. Ja. Nou die rakke wat volgepak is, meet ons gewoonlik in 'n grondmonster, maar ons vergeet daar's grondlewe ook wat ons nie altyd ontleed nie. En hierdie ouetjies is baie aktief. Soos wat goed uitgaan, so bring hulle goed in.
En dit lyk vir my dit is die rasionaal van die hele regen. So dis amper soos jou spens is amper soos 'n middelleier. Jy staan in die kombuis, jy's van ook met 'n korte tamatie, jy stap spens toe en jy kry 'n tamatie en dan in plaas van dat jy jy sê ek moet nou eers winkel toe ry, die bakkie start, winkel toe ry, al daai goed bymekaar kry en dis amper dieselfde tipe van ding vir die plant. Hy stap net spens toe en hy kry wat hy nodig het. Dis reg, dis 'n gebalanseerde spens waar die voorraad altyd bestuur word. So ek dink dis wat die natuur ons leer, daar kom nie sommer tekort in die natuur voor nie, tensy dit ons skep. So ons bring 'n stukkie van die natuur weer in, om daai spens te skep, dat daar kort, as daar iets uitgaan, word daar iets bygesit. So dit kom uit die natuur uit, en dit bied weer vir die natuur dit terug. So dis nie moeilike prosesse nie. Maar nou hoe om die risiko baie laag te hou dan. Okay. Maar nou hoeveel van hierdie goed, want dis nie een ding om dit nou te sê nie, want dis basically as ek nou die ding reg verstaan, dan sit nou soos om jou katioon uitruil vermoë eintlik van jou grond te verhoog, nê? So jy het meer goed wat kan voedingsstowwe vashou, maar my ervaring met die besigheid is mos nou, ek het tonne en tonne en tonne mis nodig of ek moet 'n klein huisie vol materiaal oor tyd inwerk in die grond in om daai selfe effek te kry. Nou vir my, ek wil sê hulle gaan dit nou met 'n paar korreltjies kom regkry. Kyk, ek dink met die pirolyse proses is dit in elk geval so dat daar die koolstof reeds geaktiveer is. Ja. As 'n klomp water wat in die sap van die boom was, of water wat in die boomstam was, is klaar afgejaag en die koolstof wat daaroor is klaar geaktiveer. Waar jy by die hoender mis, Okay, ja. kry jy nog goeie so strooi by en als, en die koolstof-stikstofverhouding bepaal hoe ver die kompostering is. So op die einde van die dag gaan dit maar net oor hier te 'n baie hoër konsentrasie koolstof as wat ek byvoorbeeld in die hoendermis het. Daar's nog 'n klomp vog en water en al die gas wat in die lug op moet gaan, wat ek nou basies moet uitgooi. So dis basies hoe hierdie ding dan nou dit dan nou werk. Gestabiliseer is. Okay, maar nou is dit alles handy dandy en fine. Daar's nou die teorie, nee, ons het nou lekker spensie en 60-60 kom maak om vol al die tyd in die hele lot. In praktyk, nee, so sê vir my, wat het jy met die proewe gesien? Ja, sonder om nou 'n klomp detail kwyt te raak, wat baie interessant was, is ons het dit kommersieel gedoen ook, nie net hier nie. Hier het ons basies die saad gedoen, maar ons het dit op die biomassas gedoen op 51 dae en op 91 dae op koring. En baie interessant is ons het nie op die biomassas in die begin statistiese verskille gekry nie, maar op die minerale inhoud, dit wat ons ontleed, met ander woorde ons ontleed dit asof dit 'n voermonster is, asof enige persoon dit gaan eet, en dan doen ons 'n vogbepaling ook daarop. Ons ontleed die hele plant en nie net die blaar nie. Daar het ons gekry dat die, kom ons sê die behandelde gedeelte het baie goed gedoen. Ver bo in die 30% beter opname getoon op die minerale en die nutriënte as by die onbehandelde gedeelte. Op 91 dae het ons presies dieselfde gedoen. Kort daarna het ons ryp gekry en toe het ons die are begin oes, die are getel, statisties geen groot verskille, maar ook groot variasie. En die ene wat ons toe agtergekom het, dit kan as gevolg van die ryp wees, dat dit moontlik so is, tot ons die are begin uitvryf het. Toe kom ons agter maar daar's baie meer kaf in die are. En toe ons die opbrengs toe meet van die saad wat dan reg is om gelewer te kan word, het ons statisties groot verskille gekry. En al die minerale was hoër opgeneem by die behandelde gedeelte. En dis nou na wat 20-30% wat jy basies kunsmis gesny het? Dit is waar ons die Regenerate ingesluit het teen 8.1% per hektaar. So ons het eintlik so 10, kom ons sê 10% kunsmis amper teruggesny. So jy het in plaas van die kunsmis, het jy basies gaan, okay, right, in plaas van daai 10% kunsmis sit ek daai Regenerate in. Dis reg, so is die kalibrasie selfe gehou en dit is veroorsaak dat daar minder kunsmis gegee word. Okay, en so toe het jy basies, jy wil vir my sê die nutriëntopname en dan die opbrengsverskil gehad. Opbrengsverhoging gekry, ja. Liewe ouers. En kostesgewys is dit dan maar omtrent dieselfde, werk dieselfde uit as die kunsmis omtrent. Nee, ek dink die Regen is 'n bietjie duurder op hierdie stadium. Ja. Want dit is 'n heel ander, ek beskou dit glad nie as 'n voedingsgedeelte nie. Dit is meer 'n verbeteraar. Ja. Dit is nou amper soos kalk en gips. Jy meet dit nie teen die prys van kunsmis nie. Ek hoor jy, dis heeltemal 'n ander ding. Ja. So hy is 'n bietjie duurder as jy dit werk op 'n tonprys, op volume. Maar soos ek sê, dit is 'n heel ander benadering. Nou,
waar dink jy pas hierdie ding actually dan nou in die landbou? Want as ek jou reg verstaan, die goed werk. Jy's happy die goed werk. Ek voel baie gemaklik dat dit werk. Ek voel baie gemaklik oor die konsep. En dan die ander ding is ek dink enige gewas wat gevestig word, waar jy hom in die grond kan toedien, Ja. dis prima. Dis die eerste plek. So in die droë areas dink ek gaan dit baie goed werk. Ja, as jy hom dalk band plaas, daai tipe Waar jy van hom dinge. bandplaas. So Ja. jy kry hom in 'n klein korreltjie en ook in 'n groot korrel. So jy kan saam met canola saad of saam met lucerne saad, kan jy jou fyn saadkus sit en hom saam met die saad insit. Of jy kan hom ook jou fyn saadkus gebruik om die groter korrel uit te rol. En maar dan kan ek hom strooi ook, nee. Dan kan jy hom strooi ook, ja. Ek verkies natuurlik dat dit in die band kom, want die effektiwiteit is definitief hoër. Okay, right. Maar nou, en dan wat gee jy dan nou vir my op die einde van die dag? Dis nou maar net 'n ekstra buffer wat ek kry om my goed vas te hou, dat die goed nie so vinnig loog nie, en dit gee my eintlik maar net bene, is ek reg? Ja, ek sê altyd dit verhoog net die natuur. En die natuur is die natuur vir die grondlewe en dan ook die natuur vir die omgewing waar binnevoeding moet gebeur. So dit is vir my die grootste ding. Wat ons wel kry is die minerale digtheid verhoog in die plant. Dit bly vir ons interessant. Op dieselfde proef gaan hulle vir jare herhaal op dieselfde persele, gaan hulle herhaal wat hulle net kunsbeskerm om te kyk of nog steeds daai effek kry of dit oorgedra is, want dit vir 2 jaar nou het dieselfde plek wat 0 gehad het weer 0 gekry. 30%, 20% en 10%. So vir jaar gaan dit nou net kunsmis wees met koring op hierdie canola stoppel om te kyk of hy weer dieselfde effek kry. En jou, hoeveel jaar nou al in die kunsmis game? Yes, ek dink dit is 43 jaar gewees. Het jy al ooit iets teëgekom wat die minerale digtheid binne in plante verhoog soos die ding? Ja, nee, dit ek definitief gekry sodra jy iets organies insluit, sodra jy biologies gaan, selfs met 'n wisselbou met cover crops gebeur dit. Die antwoord lê in die grond. Die antwoord lê nie wat by die hekking kom nie. Die antwoord lê in die program wat jy volg om die grond te kry vir die grondlewe om te aktiveer. So wat jy vir my wil sê is hierdie ouens het nou net vir my wisselbou in 'n sakkie gesit. Miskien is dit 'n goeie stelling. Ek sal eers sê hulle het die natuur gebring om miskien dit wat onnatuurlik was. Ek meen ons het mos hard gewerk toe ons destyds begin boer het met die ploë en al die goeters en toe het ons gesaai nog. Nou plant ons ten minste, nou het ons die kans om dit te kan kry. So wat is verkeerd om dan nou dit wat die natuur ons bied dan ook by te sit as dit waarde het. Right, dit is Roelie Steyn. Okay, so, is regtig interessante ding hierdie net, so ek dink ek het alles gesien. As jy belangstel, so is dalk nou net daai ding wat jou regtig weer winsgewend maak in jou boerdery. Gee dit te go. Ek meen as hy die goeders waarvan hy praat wat hulle gekry het hierso, veranderinge, my deur 'n klomp goed gevat hierso. Ek dink regtig daar's definitief scope in die produk. Kom met hulle in kontak, Regenerate, linkie bo of hier onder of hierso, hier's 'n nommer, né? Chat met hulle en doen 'n proef. En dan jy wat het jy om te verloor? Ons moet weer meer winsgewend raak op die einde van die dag. En soos wat hy sê, minerale digtheid op die plante is nog een van daai goede. Veral as jy in 'n game is waar jy iets verbou waar jou graad en daai tipe van goed is regtig van belang is, kyk 'n bietjie uit vir hierdie ding. So ja, dis hier van Farm Spice af. Ons gaan hulle dop hou. Ons gaan 'n bietjie die proewe en daai goeders kom deurkyk hier wanneer hulle in het en as ons vir julle terugvoer gee. Dis hier van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.